Goeiemôre. Jy luister na die 87ste oordenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is, die persoon binne jou. Die boek The Good Life het temas aangeraak soos, wat konstitueer 'n goeie lewe? Waarom is verhouding so ontsaglik belangrik? Sosiale fiksheid. Die verskillende lewensfases waardeur ons gaan in die effek op verhoudings, om verhoudings te belê, goeie gesinsgewoontes, om konflik te hanteer. Jy onthou die Wiser model in oordenkings 45 tot 50. Ja, ook die persoon langs jou, 'n goeie huwelik, vriende, die belangrikheid van vriendskap. Daar is egter twee verhoudings waaroor die skrywers van The Good Life nie gepraat het nie. Die eerste is ons verhouding met God. Wat 'n mens kan verstaan, is immers nie 'n Christelike boek nie. Die tweede een is vir my moeilik om te verstaan. Want hulle kon, toe hulle klaar geskryf het oor die tema The Person Beside You, ook 'n hoofstuk ingewerk het, The Person Inside You. Want een van die belangrikste verhoudings in die lewe wat ons geluk en welstand bepaal, is die verhouding met onsself. Deur die loop van baie jare het ek agtergekom dat ons in die kerk hierdie belangrike opdrag van die groot gebod agterlaat, om jouself lief te hê. Hoeveel preke het jy al gehoor oor liefde vir jouself? Ek wil eintlik begin lag as ek dit hardop sê. Ek moet eerlik wees, as ek die opdrag hoor, jy moet jouself lief hê, dan val dit baie vreemd op my oor. Is ek die enigste een? As ek net dink, ek wonder of ek in my lewe 'n preek gemaak het vir 'n gemeente wat net oor hierdie tema handel. Jy moet jouself lief hê. Ek hoop dit skemer deur in dit wat ek glo en dit wat ek oor die algemeen preek, maar ek kan nie dink aan een preek wat alleen daarop gefokus het nie. In al die bedieninge van ons gemeente ooit, in al die vergaderings, kan ek nie dink dat ons een keer gepraat het oor liefde vir onsself nie. Miskien laat my geheue my in die steek, ek hoop so. Jy sien, in ons alledaagse taalgebruik word liefde vir onsself nie juis as 'n deeg beskou nie. Van iemand wat hoogmoedig of 'n windlawaai is, sê ons, hy is darem maar lief vir homself. Die woord selfliefde klink in wese egosentries. Die prentjies in jou kop is van iemand wat hulle self bo ander liefhet. Daar is dus 'n goeie rede hoekom ons ook in 'n mate negatief daaroor praat. Want daar's regtig min dinge so aaklig en so lelik as iemand wat hulle self buite die raamwerk van die groot gebod liefhet, wanneer hulle self bo ander liefhet. Selfliefde kan net sy regmatige plek kry wanneer my liefde vir God en liefde vir my naaste ook in plek is. Ons praat maklik oor 'n onvanpaste, oordrewe selfliefde. En dis nodig. Maar ons laat na om te praat oor 'n gebrek aan selfliefde. Om jouself nie lief te hê nie, is ongehoorsaamheid aan God. Dit hoort nie alleen in die ruim van psigologie nie, maar van sonde wat bely moet word. As ek nou vanmôre kan bely, ek het in my jong dae geweldige woede teenoor myself beleef. As jy my nou geken het in my jong dae, sou jy nou nie gedink het ek sukkel om myself lief te hê nie. Een voorbeeld. Ek was en is 'n ietwat verstrooide mens. Ek klim soms in my voertuig op pad na 'n plek toe, en as ek weer sien, dan stop ek uit gewoonte by die kerk. Maar ek was eintlik op pad Montana Park toe, waar ook al heen. Nou lag ek vir myself as ek daar stop en dink, ag tog, Tinus, wat maak jy?
Ek kan tussen die voordeur en die agterdeur verdwaal. Ek kan verskriklik in my eie kop leef. Maar toe ek jonger was, ek sou verskriklik hard op myself gewees het. Eendag, dit onthou ek baie goed, het ek vir myself gevra, as jy so met jou beste vriend praat, sou julle nog vriende wees? Ek het geweet die antwoord is nee. Ons sou beslis nie vriende wees nie. My vriend sou my vermy het, sou dalk die vriendskap verbreek het. Maar nou was myself hier in my vasgepen met nêrens omheen te ontvlug nie. En die goed wat ek vir myself gesê het, was ongelooflik destruktief en negatief. Wat is die dinge wat jy vir jouself sê? Aanvaar jy jouself in liefde? Aanvaar en waardeer jy jou uniekheid? Het jy jouself heeltemal lief, liggaamlik, emosioneel, geestelik? Betoon jy genade teenoor jouself? Vertroos jy jouself? Preek jy vir jouself? Lees jy vir jouself Bybel? Bid jy vir jouself? Vergewe jy jouself, soos in Romeine 8, wat dit so aan ons verkondig en dit ook van ons vra? Om jouself lief te hê, is 'n daad in die teenwoordigheid van God. Dis om jouself te sien deur God se oë. Jou Bybel moet werklik vol tippies wees as jy nie kan sien dat God jou oneindig liefhet nie. Of jy moes daai blaaie uitgeskeer het wat jou met 'n baie dun Bybel gaan laat. Die eerste rede waarom ons onsself behoort lief te hê, is omdat ek God se handewerk moet lief hê. Want dit is wie ek is. Om jouself af te kraak en sleg te sê, is om God self te beledig. Die tweede rede om jouself lief te hê, is omdat 'n mens ander mense net werklik kan lief hê uit 'n gesonde selfliefde en 'n gesonde selfbeeld. Dit verg oordeenking of dalk eerder 'n boek oor al die redes hiervoor omdat ek dit sê, maar dis waar. 'n Mens kan nie in gesonde verhoudings staan as jy nie jouself liefhet nie. Punt. Geen debat nie. Dis hoekom Jesus dit 'n gebod gemaak het en nie 'n opsie nie. Die derde rede om jouself lief te hê, is om 'n goeie verhouding met jouself te hê. Ons is die hele dag met onsself aan die praat. Om met jouself liefdevol in gesprek te tree. Ja, ons moet onsself soms aanspreek, korrigeer, kwaai wees met onsself. Soms moet ons onsself so 'n bietjie aanmoedig. Dit net sê, hoorie, kry jou sake nou reg, organiseer beter, wees betyds, doen beter. Moenie so vinnig kwaad word nie. Wees geduldig. Ek meen, elke môre se gebed is ook 'n gebed om onsself beter lief te hê, om aan onsself te werk. Maar ons moet ook genadig wees teenoor onsself, liefdevol en sê, ek weet jy het nou seer, ek weet jy is teleurgesteld, ek weet jy is oorwerk, ek weet jy sou dit anders wou hê, ek verstaan dat hierdie taaf is, maar ons sal hier deurkom. Ek is mos 'n kind van God. Ek het mos die belofte van die Here, dat ek nooit alleen sal wees nie. En ek het mos die mense om my, wat my oneindig lief het. Wanneer jy wel in 'n situasie is, waarin mense jou nie onvoorwaardelik lief het nie, nie oneindig lief het nie, is dit inderdaad moeilik. My swaar maak altyd die grap, hy sê, as jy nie van my hou nie, het jy swak smaak. Ek dink ons moet dit nog dieper deurdink. As jy my nie kan lief hê nie, is dit iets wat jy met die Here moet gaan uitsorteer. Ek kan nie myself liefde afhanklik maak daarvan dat jy my eers moet lief hê voor ek myself kan lief hê nie. Selfliefde begin by die voete van die Here. Dis die groot gebod. My liefde vir God beteken
dat ek God waarlik ken, as die God wat my waarlik ken, en my onvoorwaardelik liefhet. Gaan lees Romeine 8. Lees dit 'n paar keer deur. Lees dit elke dag deur. Mag die Here ons help om ook onsself onvoorwaardelik lief te hê. Kom ons bid saam. Hemelvader, soms is die persoon wat ons die moeilikste vergewe, onsself. Die persoon met wie ons die wreedste en die lelikste kan praat, onsself. Ons kom vanoggend na U toe met harte wat bekering nodig het. Help ons om onsself lief te hê op die regte manier, op die gepaste wyse, binne perspektief van ons liefde teenoor U en liefde vir ons naaste. Dankie Here, dat ons onsself kan leer ken deur U oë. Dit bid ons in Jesus naam. Die een wie se hande en voete en sy deurboor is vir my. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.